Goeiemôre al die kykers. Baie welkom hier by die Valdam. Pragtige oggend. Dit is vandag die 13de Augustus en ek is hier by Biermans by Valdam. Vandag is ek hier omdat ek die laaste ruk 'n bietjie huiswerk gedoen het en gesien het dat die sakke vis wat hier uitkom in die laaste 2 weke is baie goed. Beter as enige van die ander Valdam oor snaaks genoeg. Vlakwater hier voor my. Ek is seker so 300 meter weg van die Springbokkamp draad af. Die oeverhengelaars wat gereeld die Engels sal presies weet waarvan ek praat. En ek sien hier kom veral mooi sakke moddervis uit. Dit is altyd vir my opvallend as 'n ou dam toe ry in die oggend, dan veral as jy soos van Pretoria af ry, dan is jy altyd so half skepties. Jy dink by jouself, waarom die hel staan ek so vroeg op en ry dam toe om 'n paar visse te gaan vang, maar elke keer wat jy dan by die dam opdaag, dan is jy net soos, dis hoekom ek dit doen, dis die beste ding ooit. Yes, en ek weet dis 'n cliché nee, maar dit is dan wragtig seker een van die grootste voorregte wat ons het as Suid-Afrikaners om in die oggend op te staan en dam toe te ry en hier te kom sit, hier op 'n plaas tussen niks en niemand en nêrens en net te kom visvang. Dit is super amazing. Julle sal opmerk dat ek vandag draak 'n missie hier oor my kop. Maar eintlik is dit nie regtig koud nie. Dis een van die hoofredes waarom ek vandag besluit het om te kom hengel. Ek het die weer dopgehou op YR Weather. Enigiemand wat wil weet watter weer app om te gebruik. Ek gebruik persoonlik al YR Weather vir die laaste, ek weet nie hoeveel jaar nie, en dit is 'n awesome app. As YR vir jou sê die wind gaan 11 uur van daai rigting af, so sterk begin waai, dan is dit gewoonlik tot op die minuut akkuraat. So as jy 'n lekker weather app soek, YR Weather, Google hom, sit jou plek in en hy gaan vir jou redelike akkurate weeromstandighede gee. En dis nou wat ek eintlik wil sê, is ek het die weer dopgehou. Yes, daar draai 'n mooi vis. Sien net sy stert so uit die water uit. Dis my strop, dis 'n enkel hoek. Bottom, dis 'n 3-way swivel daarbo. En dan ry gekom lekker rysmure. Nie te veel nie, so 10 tot 15. En daai agterste paar druk jy net so 'n bietjie stikkend. En dan sal julle sien, hy maak so 'n wit melkerige, olierige, vetterige storie. En dit smeer jy hier aan die lyn, smeer dit in die skaglyn, smeer dit in die sinker. En dit laat daai natuurlike olies en reuk en geur vry. En hopelik is dit wat vir ons 'n vis gaan vang. So ek gaan hierdie stok 12 voet 6 Cousin Custom vat en hom sommer hier een kant uitgooi of dalk hierdie kant toe. En dan net daar op 'n mikpen sit en los en kyk of ons nie dalk gelukkig met 'n groot graskarp of whatever lus is vir 'n Pretoria rysmuur nie. Gat hy te pragtig. Had ek nou 'n byt op my 65 meter lyn. Hy het eintlik al reeds met die katrol geloop. Maar gaan julle nou hier op die oewer los, terwyl ek hierdie vis daar binne gaan speel en gaan vang. Maar terwyl ek julle hier los, wil ek vra dat julle hierdie polisman vir my sal dophou op my 40 meter lyn, want hy is besig om te byt. Elke nou en dan hop hy op en af. Daar sak hy nou so klein bietjie, daar is hy amper in die water. Ja, ek moet sê, ek het nou op hierdie 40 meter, dis nou die ander stok, nie die een wat ek nou in my hand het nie, het ek nou 2 mooi moddervisse gevang. Hierdie bietjie langer afstand, 65 meter, vang ek definitief mooier klas vis. Soos ek sê, ek het al 'n mooi karp op hierdie 65 gevang vanoggend. En hier het ek nou, voel soos nog 'n karpie wat ek hier aan het. Ek sal nou sien, kan dalk 'n geelvis ook wees, want ek het al 'n geelvis ook gevang, maar dis actually nogals groot geelis wat byt. Ja, hierdie lyk ook soos 'n geelvisie, alhoewel, nee, hy beklei daar 'n bietjie beter as 'n geelvis. Maar wat ek nou 'n mooi maddie. Julle sal sien, daai ander stok byt ook. Kyk hoe spring hy regop. So dinge lyk goed hier so by Biermans op die oomblik. Ek gaan daai maddie in die net sit en dan kom ek terug. Daar gat hy.
yes, ek moet vir julle sê, hierdie 8 voet stok is 'n bederf soos min, hoor. Om vis met hierdie 8 voet stokkies te vang is letterlik die lekkerste ding in die wêreld. Oef, yes, like it. Yes. Hierdie manie is dik. En is hy. Wag, dat ek hierdie ene vir julle kom wys. As jy vat dat dit winter is en ons is by die Vaaldam hier by Buurmans, dan is hierdie maddie. Wat is die ding? Kom nou, moet nou nie uit my hand uitspring nie. Pronk nou mooi vir die mense. Watch nou net hierso, hè? Wat is die mooi vis? En is nou eers 10:00 in die oggend. Okay, dan op my 40 meter stok. Jy sal sien ek hengel met daai ou bekende spring van my. Dat ek modify, dat ek 'n lekker sagte voerbal op hom kan sit. Nou, dit kan nie meer eenvoudig wees op hierdie ene nie. Ek sit net een geel, sagte, plain floutie op vir die hoekaas. En dan vat ek die bol. Kyk hoe brei ek die water in die bol. Julle kan hom ook hoor. Lekker sagte voerbal. Kyk daarso. Sag. Ek sal julle net nou wys hoe ek my voer aanmaak en die bymiddels en goed wat ek insit. Maar daai sagte voerbal op daai spring is enige maddie se dood en kyk hoe vinnig sit jy hom aan. Daar's hy. Ready to go. Ek vra om verskoning aan die klank, anders is op die oomblik. Ek weet nie wat aangaan nie. Ek het nou 'n ander software issue met my Rode app. Dit is natuurlik die software vir die mikrofone wat ek gebruik. So as die klank anders klink, sorry daaroor, maar ek laat eerder die klank anders klink en ek het nog steeds 'n video as wat ons glad nie 'n video vandag het nie. Want dit is eintlik amazing. Die vis byt so lekker en ek wil graag regtig vir julle wys wat ek alles doen en so aan. Op die oomblik, ek probeer al vir die laaste halfuur hierdie doen, hierdie video maak en hierdie vir julle wys. Ek het daai stok wat ek vanoggend met die rysmier gegooi het, ek uitgetrek. Oh my god. Kyk, sien julle later. Net julle wys hoe lyk dit hier. Absolute chaos. Hier het ek nou net daai vis gevang met hierdie stok. Ek waar hang sy mik, soos wat die vis hom hier aftrek. Gaan hom nou net daar neersit. En terwyl ek in die water staan, toe gebeur hierdie nou. So mense wonder nou, hoekom gebeur dit? Want hulle loop my in die klip in. Nou, dit is nodig om op 'n klip te hengel vir akkuraatheid. So gaan nie die klips uithaal nie. Maar dis chaos. Okay, kom ons probeer gou weer. Wurmnaald, maak seker jy maak hom nat. Dip hom in jou emmer water. Vat jou slangwurm, by die slangwurm se saaltjie. Sal jy sien is daar so gleufie. Dis die ideale plek om die wurmnaald in te kry, in die wurm in, soos dit. En dan ryg jy die wurm net op die wurmnaald, soos dit. Jy kan 2 van hulle doen, ek gaan nog een doen, en dan gaan ek hulle op die hoek ryg. Die wurmnaald maak dit net baie makliker. Ek was nooit 'n groot voorstander van 'n wurmnaald nie, want ek doen dit maar met die hand, dis maar ook geleer het vandat ek klein was. En ek doen dit eintlik maar nog steeds so, maar ek weet daar's baie mense wat vreeslik sukkel, veral met die slangwurms, want hulle is vreeslik kriewelrig. So, dit werk goed. Die wurmnaald is regtig iets wat jy in jou kas moet hê. Daar gaan hy. Nog so 'n bietjie verder op. Soos dit, en daar is jou 2 wurms dan nou op jou wurmnaald. Aan die onderkant van die wurmnaald sit daar 'n gaatjie. En dis dan nou by daai gaatjie waar jy die hoek insit. Daar's die hoek. Ons kry net daai gaatjie. So die hoek se punt in die gaatjie soos dit, in die wurmnaald. Nou sal jy sien alles is mooi onder tension, so jy kan die wurm eenvoudig net afgly van die wurmnaald af oor op die hoek. Baie maklik. Kyk al. Kyk al, daar is hy op. En dan nommer 2. Gly hom net ook oor. Soos dit. Dan jump hy sommer van self af. Jy kan hom nou net daai laaste bietjie met die hand net mooi posisioneer waar jy hom wil hê.
Moet vir julle sê, ek is nogal hastig hier waar ek sit, want hy stok van my buite al klaar weer, en ek bang my stok eindig alweer in die water op. Maar net om vir julle te wys, daar is my slangwurm aas aanbieding. Kyk net hoe mooi is dit. Jy soek so 'n paar stertjies en goedjies wat 'n bietjie beweeg. Natuurlik is dit baie aantreklik vir die visse. So ek gaan hierdie strop weer vat en hom ingooi en kyk of kan ons 'n vis op hom vang. Maar dit is 'n slangwurm wurmnaald aanbieding. Jy het 'n vingerhoed op jou vinger. O, donker. Ek dink ek gaan hierdie net los. So as alle kleinbek geelvisse net soos die een wou lyk, né? Dan dink ek sal 100% van kompeterende hengelaars saam met my stem. Ons sal dan nie omgee om hulle te vang onder SAF of regulasies in oeverhengelkompetisies nie, want hierdie ouetjie is ver bo die 300 mm merk. En natuurlik hulle moet 300 mm lank wees vanaf die punt van die neus tot daar waar my vinger is in die vee van die stert. Dan mag jy 10 van hulle hou in 'n aparte kiepnet en dan tel hulle natuurlik by die skaal. Alright, dan gaan weer hierdie probeer. Die ander stok byt ook al reeds weer, daar gat hy. Twee goed wat uiters belangrik is hierdie lang stokke en hierdie lang stroppe wil gooi met die groot gewigte. Heel eerste, vingerhoed. Moet 'n vingerhoed op hê met hierdie groot gewig, dit verskriklik baie druk op die lyn. Tweedens, dikker leader as normaal. So jy wil eintlik kyk na 0.40, 0.36 en op as 'n minimum. En dan super belangrik. Maak seker jou drag is vas voordat jy gooi. Anders gaan jou vingers sny selfs met 'n vingerhoed. Nou ja, as al daai goed in plek is, dan kan jy hom vat en jy kan hom pos en los. Daai vis is aan. Maar ek moet net gou eers die polisieman op 'n ander stok sit en dan kom kap ek hierdie een. Hierdie polisieman lê nou al hier in die drink vir ek weet nie hoe lank nie. Dan het ons nou nog 'n vis aan op die ander stok. Hier is die 65. Die 40 meter stok is nog nie eens weer terug in die water nie, want ek kry nie kans nie. So. Ek gaan nou eers hierdie ene vang en dan gaan ek hom in die net gooi en dan gaan ek die ander stok opaas, hom weer terugkry in die water en hierdie een terugkry in die water. Ek het vanoggend gesê ek wil rustig wees. Als behalwe, maar dis alles peegals. Julle 'n wenk kan gee, né? Wat jou skepnet as jy so tipe skepnet het. En binne in die skepnet val, sit jy vir jou filefoam. Pas op dat dit nie in jou hande kom nie, dra die handskoene en maak seker dat jy al die voorsorgmaatreëls tref. Maar dis lekker want jy jou net dryf altyd. Jy het nie net float te hê as sulk nie, net floats werk ook. As jy nie die filefoam roete wil gaan nie, maar ek dink maar net dis 'n lekker wenk. Ek het filefoam in hierdie gespuit al seker 15 jaar terug. En hier opereer hy nog steeds. Hier is weer 'n lekker mooi maddie. Op 65 meter. Mooi in bek gehaak. Ek kan net maklik my net vat, optel. Sodra die vis nader kom. Dit lyk my nie nou so maklik gebeur nie. Skep ek op. Nog 'n lekker maddie. Ek wil gou vir julle wys, nou nadat ek hierdie maddie geskep het, wat is die proses om die vis af te hak? Nie baie mense bespreek dit en hoe om dit korrek te doen nie. Nou, veral met 'n keepnet stand soos hierdie, dit is nou daai wat ons by Total Fishing verkoop. Dit is 'n konsep wat ek jare terug al ontwerp het net om dit vir my makliker te maak, maar jy dan nou nie eintlik 'n plek om jou visstok in te sit en jou skepnet aan te hak ensovoorts nie. So, al wat jy doen is, sodra jy die vis geskep het, soos in hierdie geval, daar skep ek nou die vis, dan sit ek die visstok bo op die keepnet neer, soos dit. Dit gee my 2 hande om mee te werk. Ek sit eenvoudig die skepnetpaal tussen my bene en ek laat rus die kant van die skepnet. Laat rus ek op die kant van die keepnet. En nou het ek 2 hande, die net lê mooi stil, hy's oop, die vis kan nêrens gaan nie. Ek het 2 hande om die vis te hanteer. En dit is waar die geheim lê. Jy moet 2 hande hê. Daar haal ek nou die hoek uit sy bek uit.
Maar nou van hier af oor na die kiepnet toe is gewoonlik waar die probleem inkom. Die vis spring uit jou hand uit, vir alles te groot vis is, ensovoorts. So, belangrik, 2 hande. As jy regtig skrikkerig is dat 'n vis uit jou hand uit gaan spring, sorg dat jy 'n handdoekie hierso het, dan kan jy die handdoek vat, nat handdoek natuurlik, draai hom om die vis en dan sit jy hom net van hier af oor na die kiepnet toe, want die geheim is 2 hande. Moenie met 1 hand probeer werk nie, want as hierdie vis nou ewe skielik spartel, spring uit my hand uit, en 9 uit die 10 keer val hy hierdie elle groot net mis, en hy val binne in die dam terug in die water. So, van hier af, draai die vis om op sy rug gewoonlik, probeer sy oogies toehou, met 2 hande, van die skepnet af, oor in die kiepnet, en jy kan nie verkeerd gaan nie. Ok, so dis gou tyd om vars voer aan te maak. Ek is al deur my eerste emmer voer. En ek gaan gou vir julle deur die proses vat, hoe ek my voer aanmaak. So baie mense vra my op 'n daaglikse basis, Neville, hoe maak jy jou voer aan? En ek sê nou vir julle, dit kan nie makliker wees nie. So ek gebruik Supercast SVB, dit is my gunsteling voer van al die voer op die mark. As ek nie SVB kan kry nie, dan gebruik ek net die gewone plain original super feed. Jy kan nie met dit verkeerd gaan nie, dit is die oudste voer op die mark seker al. En dit het al so baie vis vir my gevang dat, ja, jy kan net nie verkeerd gaan nie. As ek moet kies soos ek sê, dan gebruik ek die SVB. Ek hou van hom, hy het 'n fynere komponent in. Supercast sê hy het ook custardpoeier in, nie dat dit vir my so belangrik is nie, maar dit skrik definitief die vis af nie. So ek gebruik die SVB. Belangrik, skit die sak baie goed voordat jy hom oopmaak en voordat jy die produk begin gebruik. En die rede daarvoor is, wanneer jy hom in jou voertuig laai en jy ry, soos wat die sak skit terwyl jy ry, so sak die fynere gedeeltetjies af ondertoe en die grower dele kom op boontoe. En obviously dan gaan jy 'n verskil in tekstuur hê. So skit hom net goed, laat alles goed meng. Ek gaan hom dan nou hier oopmaak. Vir julle wys wat doen ek dan. Ek het 'n maatbeker. Nou daar's baie mense wat sê dis nie nodig om hierdie te doen nie, en dit is 10-10 nie, maar dit is hoe ek dit nog my hele lewe lank doen en dit werk baie goed vir my. So, ek vat 'n gewone plastiek maatbeker soos die en dan gooi ek, my Christmas, daar gaan my stok alweer. Oh goodness. Ons probeer weer. So ek vat my maatbeker, ek gooi 5 eenhede voer. So presies gelyk met die bekertjie. En dan gooi ek 5 van hulle in my emmer. Ek het nou reeds 4 daarin, net om hierdie proses te verspoedig. So daar's 'n totaal van 5 eenhede SVB in die emmer. En dan vat ek 1 eenheid. Nou ek moet nou seker eers vir julle hierdie van nader probeer wys. Hierdie is Chick Chick en die geel grit wat ons daar in die winkel verkoop. 50-50 bymekaar gemeng. Jy hoef dit nie so te doen nie, jy kan net die mieliereis gebruik, jy kan of net die Chick Chick ook gebruik. Maak saak, ek meng sommer net die twee bymekaar, dis maar net wit en geel mielies gekras wat bymekaar gemeng is. Ek is nou wragtig hier op my laaste, so ek hoop ek gaan 'n volle beker hier uitkry. Ja, ek hoor dit net mooi. So dan vat ek 1 volle beker van hierdie mengsel Chick Chick mieliereis 50-50 en ek gooi dit by my voer. So met ander woorde, daar's 5 eenhede voer, 1 eenheid van die crush. Gooi dit daarby, meng die droë bestanddele bymekaar, heel eerste. Dis dit, dat alles net mooi meng. Verkieslik nie in 'n klein swart emmertjie soos die nie, kry jy 'n lekker groot ronde mengbak, wat ek natuurlik al weer by die huis vergeet het. En dan die water. Vat dieselfde maat bekertjie en gooi 3, presies 3 van hierdie outjies water by die mengselvoer. As jy nou mooi gaan dink, ons het 6 eenhede droë komponente in en 3 water. So die mengsel bly eintlik nog steeds presies dieselfde as normaalweg, 2 op 1. Meng nou die water en die voer en alles goed bymekaar. En dan gaan jy sien, kyk nou hoe waterig en hoe pap is daai storie. Maar onthou hierdie mielies is kurkdroog en ons het daai crush ook bygesit, so dit gaan die water absorbeer oor die volgende 10 tot 15 tot 20 minute. So meng hom so, sit hom neer, los hom 20 minute, kom terug by hom en ek beloof jy gaan die lekkerste voer hê wat jy in jou lewe gebruik het. Jy kan 'n lekker stywe bol met hom maak as jy 'n lang afstand moet hengel, maar jy kan net water in hom inbrei as jy hom op 'n spring wil sit en soos ek vandag hierdie maddies wil vang as jy nader hengel. Dit is veelsidig. Dit werk, dit los iets agter op die bodem elke keer wat jy of 'n vis vang of uitkatrol, so jy weet daar bly
voer agter en ek beloof julle dit werk vir my al vir jare baie goed, so daar's geen nut om dit te verander nie. Ek hoop dit help. Ek dink ek gaan gou vir julle weer wys hoe ek my strop laai. Vis byt onophoudelik. Ek weet nie hoeveel keer het ek nou al moes hardloop wat my stok van die mik afgepluk word nie. So dis lekker goeie gaas soos ek gesê het. Daai is die spring wat ek gebruik. Dis daai groen rugbyballetjie spring want ek net vir my ekstra gewiggie ingesit. Nou, gaan die ander ene. Suster, okay, wow, laat ek eers hierdie ding vang. Okay, ek was try weer. Al twee stokke is nou uit die water uit, so nou gaan ons nie enige probleme hê nie. So om terug te kom, die strop wat ek gebruik. Hierdie lyn wat julle hier sien is my voorslaglyn. 0,36 mm XX Extreme Abrasion. En reguit op my voorslaglyn het ek my strop gemaak. Nou al wat ek gedoen het is ek het 'n gummy stop op die leader geskuif. Julle kan sien as ek daai gummy stop vat, kan ek hom stel korter of langer. Nou gewoonlik vir die kleiner vis is 'n kort bolt effek goed, want die vis stel die gewig van die sinker redelik vinnig dan op, maar as jy sensitiwiteit wil hê, as die hengel moeiliker sou wees, en jy wil hê die lyn moet 'n bietjie meer deur die sinker gly, dan kan jy net daai gummy stop altyd skuif. Natuurlik kan jy dit ook toepas op jou normale gly rietvleis strop waar jy dit dan net onder die knoop doen. Maar nou ja, ek het hierdie gedoen om myself vandag bietjie stadiger te probeer kry. Dat ek nie die hele tyd hier staan en stroppe laai nie, maar dit het absoluut geensins glad nie gewerk nie. So jy hoef dit nie so te doen nie. Ek wys julle maar nou net wat ek vandag hier doen. So daar's die voerbal. Ek sit hom net so op daai spring. En dan ek sit gewoonlik eers die hoekaas aan, maar vir die demonstrasie doeleindes hier sit ek nou dit andersom aan. Ek vat dan net 'n plain geel floutie. En ek kom aan die hoek, soos dit. Dit is die hele volle storie. Ek kom nie in die bol of enige sulke fancy goed nie. En dan elke nou en dan, nie elke gooi nie, ek gooi, kom ons sê, ek gooi omtrent 4 gooie skoon, sonder enige dip op. En dan so elke 5 gooi, dan sit ek net 'n bietjie van hierdie chakalaka geursel op. En ek sit sommer lekker baie op, soos dit. Dit is 'n strawberry garlic. En dan gooi ek hom daar op 40 meter en hy byt onophoudelik. So hierso is daai aas wat ek nou net gelaai het. Dan gaan inkruip sy plek. Ek het vroeër genoem, ek hengel met ons 8 voet Kaizen Custom. Hierdie is 'n ongelooflike lekker stok om mee te hengel. Super lig, super maklik om te hanteer. Nie net vir vrouens en kinders nie, maar natuurlik ook mans, seniors, ouer mense. As jy op soek is na 'n lekker ligte stok waarmee jy baie kan doen wat veelsidig is, kyk na die 8 voet Kaizen Custom. Kom ek gooi hom nou eers in. Daar op sy merkie. Net so. Dan gaat hy. Okay, en dan die regterstok wat die 65 meter stok is. Niks verander nie, maar gaan julle net weer wys. Enkel hoek, selfde storie. Ek het die strop op die leaderlyn gebou. Dit is net 'n mikrosprinkie daar met 'n linkpypie en dan kan ek die sinker verander sou ek wou. As ek 'n swaarder sinker wou opsit of dalk 'n ligter een of wat ook al, dan kan ek dit maklik doen. Daar's die hoek. Daar's die deeg op my vinger. Daar's nou 'n groot stuk deeg. Rol hom net so om die hoek. Soos dit, ek speel rond met die grootte van die hoekaas, partykeer 'n bietjie groter, ander kere weer 'n bietjie kleiner. So dis die hoekaas. En dan sit ek net die voerbal aan. Hier is daai vars voer wat ek nou net aangemaak het. Pragtig lekker. Ryk heerlik, bind mooi, breek vinnig op, is lekker sag. Ek kry hom mooi gesit op hierdie spring. Sny hom net in die helfte deur, trek hom in. Op daai spring, ag hy druk so maklik vas. Dis regtig, jy kan dit toe oor doen in jou slaap as jy wil. Vorm hom net so bietjie, hy gaan nie afval nie. Hy spring hou hom baie mooi vas. Hy hoef nie vreeslik aerodinamies te wees nie, want ons hengel baie naby. So dit is dan die voerbal, en dan op die voerbal sit ek net 'n klein spuitjie gatvol. Ek word nie geborg deur enige
iemand of iets nie. So hierdie is dips wat ek gekies het daar die winkel uit waarmee ek hengel. En op hierdie stadium werk dit so. Dit is die storie op die 65 meter stok. Gooi ek hom in en vang 'n vis. So ek het 'n merker aan die oorkantste, op die oorkantste oewer, ver aan die oorkant het ek 'n bossie bome waarvoor ek mik. Dis dan altyd raadsaam om vir so iets te mik en nie iets wat kan beweeg nie. En as jy oplyn met daai oorkantste merker en jy's ingehaak op jou afstand, dan verseker jy akkuraatheid. So gaan julle gou wys wat ek doen. Lyn op met daai oorkantste merker, gooi hom, bring die stok terug, tref die line clip. En soos wat ek die line clip tref, het julle gesien, die momentum laat sak die stok uit my hand uit en vat hom vorentoe, waarna die aas dan in die water val, elke keer op dieselfde plek. Daai akkuraatheid verseker dat jy meer vis na een area toe trek en nie die vis oor 'n wye area versprei nie, wat dit dan baie makliker maak om die vis te vang. Jy kan sien hierdie linker polisman van my daar trek nou stok styf. En daar is die vis aan. En die stok was in die water vir seker 5 minute as dit so lank was. En dit is hoe vinnig hulle op die oomblik byt. Hierdie is op die 40 meter. Maar daai lekker 8 voet stok. Die ander een is op 65 nog steeds. So vir so lank as wat die vis daar aanhou byt en die regte spesie byt. Ek vang elke nou en dan 'n geelvis. Ek gaan nie jok nie. Elke tweede, derde vis is 'n geelvis, maar dan weer tussenin is 1 of 2 moddervis. So is die moeite werd om aan te hou op hierdie afstande. As dit een geelvis na die ander raak, dan raak dit 'n probleem en dan moet 'n ou gewoonlik maar 'n bietjie verder hengel of ander aas probeer aansit of links of regs van jou area gooi om te probeer wegkom van hulle af, maar vir nou lyk alles nog goed. Ek weet nie hoe goed julle daai gesien het nie. Ek was so 'n bietjie hier uit shot uit dalk. Hierdie Marie het vir my nou lekker besig gehou, net gou vir julle wys. Kyk weer hierdie pragtige moddervis. Op 40 meter hier by Buurmans, mooi in die bek gevang met daai geel floutie. Lekker vet pens aan hom. Ek soos sekere mense wat ek ken. Hy ook sit solid binne in daai bek al onder. Ek weet nie of julle dit kan sien nie, ek hoop so, maar kyk net daar. Sy nie in sy lewe daar uitgekom het nie. Alright, ek gaan hom net daar binne in die water by die kiep net losmaak. En hom insit. Dan doen ons dit alles net nog 'n keer. Okay, hierdie is definitief die moeite werd om vir julle te wys. Dis alweer absolute chaos hier by my. Maar kyk hierdie pragtige mooi karp wat ek hier in die net het. Ek sal hom gou losmaak om vir julle wys. My ander stok. Terwyl ek in die water besig was om hierdie karp te speel. Kyk gou daar. Waar lê my ander stok? Alweer van die mik afgetrek. Het daar in die water, daar ook 'n vis aan. Kyk hierso. Ha, hoe's daai? Vir 'n Valdam karp. Yes, julle. Dink julle sal met my saamstem. Dit is 'n awesome vis om te vang hier by die Valdam. Op 65 meter, daai enkel spuitjie gat vol. Wit deegie op die hoek. Die ding gedoen. Julle. Doen jou huiswerk. As jy sien die vis byt iewers, gaan hengel daar. Dis die 15 Augustus, wat is dit, die 13 Augustus? Iets is dit. Dit was net laas week, het dit gesneeu in Lesotho. En hier staan ek en ek hengel tempo by Buurmans by Valdam. Kyk nou net hoe amazing is hierdie. Ek het 'n afstandsverandering gemaak. Ek het geskuif van 40 af na 50 meter toe, want die geelvis het net te veel begin raak. Alhoewel dit baie mooi geel is hulle almal 'n size. Ek het 'n paar van hulle gehou net om vir julle te wys later. Dit is regtig mooi klein bek geel is, maar geskuif na 50 meter toe, selfde aas, selfde alles. En kyk wat tel ek op 50 meter op hier by Buurmans. Hierdie is die tipe karpe wat ons gewoonlik al by Moelmans vang op 120 en 130 meter. En hier vang ek hulle nou vandag by Buurmans
op 50 en 60. Amazing. Daai karp wat ek nou net gevang het, ek moes noodgedwonge die klip uithaal, want daai vis het net aanhou loop, so obviously was dit nodig om die klip uit te haal, so ek moet nou net weer uitmeet. Julle gaan sien my meetpenne is hierso. Hulle is 5 meter uit mekaar uit. Vir die 8 voet stok is dit ongelukkig bietjie lank uit mekaar uit, so jy moet nou maar 2 of 3 tree gee na elke pen toe net om die pen te kom, maar dit maak nie saak nie, want die akkuraatheid is nog steeds die belangrikste. So daar's 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. daar's 50. Nou ek meet hierdie 50 tot op die punt van die stok. As jy in 'n spanverband hengel, dan is dit beter om dit tot by die katrol te meet, want dan as ek nou byvoorbeeld die lyn hier moet afknip by die knippie waar ek hom ingehaak het, as jy tot by die katrol meet en jy meet daai stuk lyn wat jy afgeknip het, dan gaan dit 50 meter wees. Almal se stoklengtes verskil, so as jy 50 meter hengel in 'n spanverband, maar jy hengel met 'n 8 voet stok en 'n ander ou hengel met 'n 12 voet stok, dan kan daar 'n verwarring kom met 'n presiese afstand. In oeverhengelterme dink ek dit is te belangrik nie, maar soos wat ek julle gewys het nou, ek meet die tot by die stokste punt daar is 50 meter en dan haak ek hom in op die. Julle sal ook opmerk, toe ek die lyn uitgemeet het, ek gebruik nie die drag sisteem nie, so ek wil gou vir julle wys wat jy nie moet doen wanneer jy jou lyn uitmeet nie. So laat ek hom nou net weer 'n paar draaie opgedraai, maar moet nie die remsisteem gebruik en dan stremming toepas en jou lyn so uitmeet nie. Jy sit verskriklik baie twist op jou lyn en jy neuk ook nogals die pennetjie in die binnekant van die katrol wat op die rad hardloop wat daai geluid maak. Jy wear hom nogals baie vinniger uit. Hy het 'n baie lang lewe, maar as jy dit 3 keer 'n dag of 5 keer 'n dag moet doen, dan is dit nie baie goed nie. So ek stel voor, gebruik die backwind metode om jou lyn uit te meet soos dit, of maak fisies die bylarm oop en laat die lyn net deur jou vingers hardloop terwyl jy uitmeet. En daar het ons dit 50 meter. So die 8 voet Cousin Custom, nou ingehaak op 50. Dis waar ek nou hengel. Soos ek sê, die geelvisse het nou net 'n bietjie te veel gepla op daai 40, alhoewel as dit 'n kompetisie was, sou ek my 10 geeles gevang het. Jy kan sien, daar is net so 'n bietjie verder, daai 10 tree verder. En die oomblik toe ek daai 10 tree verder gaan, vang ek dadelik 'n maddie en daai mooi groot karp. So dit is baie keer die moeite werd om dit te doen. As die geeles terugkom, dan skuif ek dit weer terug na 45 toe en so kan ek die hele tyd roteer om dan die beste uit dit uit te kry. Ek het my ander stok uitgehaak en hom gegooi so op 85, 90 meter en hy lê doodstil. Daar gebeur absoluut niks. So dis heel duidelik dat die vis wil naby wees. Dis net 'n ou met die lyn kry waarom dan nou nadat jy jou 10 size geeles gevang het, weg te bly van hulle af en die ander spesies te soek. Ek het nou 'n baie mooi graskarp gevang, nie die grootste in die dam nie, maar kyk net hoe nice is daai. Dit is nou ook op daai 50 meter, so ek vang nou omtrent al die spesies daar. Wat 'n duidelike teken is dat die vis gelukkig is op daai diepte en op daai afstand. Het raak nou lekker laat middags, nou 2:30 in die middag. Die vis byt nou letterlik beter as ooit van tevore. Hierdie ding se bek is kliphard, maar hierdie is altyd 'n baie lekker vis om te vang vir enige hengelaar. Hulle word natuurlik verskriklik groot hier in die Vaaldam. So hierdie is eintlik nog 'n baby, maar is 'n goeie teken. Miskien kom maar nou nog van hulle in. Julle kyk hierdie pragtige karp wat ek nou net gevang het op 50 meter tussen die geeles, tussen die maddies, tussen die graskarpe, alles deur. Dis daai wat ek julle nou net gewys het wat die stok so van die mik afgetrek het en ek is heel nonchalant kappie dink by myself, ag seker weer 'n geelvis of iets, want ek het nou al seker 30 geelvisse gevang. Hier kom hierdie vis by die net. Dit is een van die mooiste karpe wat ek nog in die Vaaldam gevang het. Kyk hierdie mooi groot skibbe. Met tot 'n pens aan hom. Of haar sal ek sê. Hulle is besig om reg te maak om te spawn.
obviously. Maar kyk net daai prachtkarp hier by Biermans by die Valdam. Ek gaan vir julle die ander kant wys, het 'n bietjie van 'n seer plekkie op hierdie kant, maar hierdie kant is nie 'n merk nie. Okay. Ek gaan hom sommer reguit terugsit. Gaan hierdie vis nie eers in die kiepnet sit nie. Dit is te mooi van 'n vis om in 'n net op te eindig. Kyk net hoe beautiful is hierdie vis. Seker omtrent, ek weet nie, 3,5 kilogram. Nie 'n monster nie, maar 'n pragtige vis. Ek dink elke een van julle sal met my saamstem. Hierdie is wragtig vir Valdam 'n beaut. Sulke groot mooi skubbe, goudgeel hier op die stert. Yes, what a fish. Plain geel floutie, skoon bol, ek het nie eens gedip nie. Op 50 meter. En daar is sy. So ek gaan haar reguit terugsit. Sy gaan nie eers kiepnet toe nie. So een laaste keer. Kyk hierdie klein sokkerbalkarp. Yes, julle. Ek dink met 'n vis soos hierdie is dit heel gepas om 'n awesome dag soos hierdie by die Valdam af te sluit. Ek kon nie vir beter vra nie. Obviously gaan hengel die venues waar die vis byt, soos tans hier by Biermans. Nou ja, kom ek gee hierdie ene sy vryheid. En dan sê ek vir julle tot ziens, tot volgende keer. Baie dankie dat julle gekyk het, vir die wat tot nou toe gekyk het. Dankie vis. Sterkte daar binne. Lekker spawn. Daai vis is definitief besig om reg te maak om te spawn. Sien julle by die volgende episode. Dankie. Julle, kyk net hierdie amazing sak vis. Vandag. Hier so by Biermans. Ek gaan hulle nou teruggooi. Ek wil net vir julle wys, dis nou regtig te veel om elke een uit te haal en also ek gaan hulle net so in die water in die net, maar kyk net gou hierdie amazing visse. Kyk hoe lekker vet muddies. Gaan hy sommer. Hier's nog 'n. Hey man, kom nou. Mense wil julle sien. Wow. Stadig. Kom ons vat sy maatjie. Okay, hy's 'n bietjie kleiner. Hy wil ook nie stil hê nie. Julle al hierdie vis was gevang op 40 meter, 50 meter en 65 meter. Ek het nie een vis verder as dit gevang nie. Ek lieg, ek het een gevang op 80 meter toe ek 'n video gedoen het op 'n stok. Later, maar dis net daai een en hy het ook baie lank gelê. Kyk, hier's daai mooi graskarp weer. En dan 'n klomp geelvisse. Nou kyk gou hierso. Kyk daai geelvis. So dis wat ek sê, as jy Biermans toe kom, moenie bang wees vir die geeles nie. Jy gaan jou 10 geeles quota vol kan vang want hulle meet ver oor 'n 300 mm. Van hulle is touch and go soos daai. Ander is definitief ver oor soos daai. En hy's lekker gewigtig. Hy's naby aan 1 kilogram daar. So 'n klomp van hulle, wel 10 van hulle. En jy het 10 vis en as jy nog so 10 ander spesies kan vang, het jy 'n sak van 20 vis wat amazing is op 'n kompetisie. Enige plek nou by die Valdam in die winter. Kyk net hierdie dik muddy. As hy net wil stil hê. Hulle maak definitief reg vir spawn want hulle velle is grof so skuurpapier. En dan 'n paar pragtige karpe tussenin gekry op 50 meter. Kyk net daar, daar's een. Daar kry ek 'n shower. Daai ander een wat ek natuurlik teruggesit het. Hierso is nog eene. Hierso is nog 'n karp en dan weet ek het nog eene gevang. Probeer hom net gou kry. Dis 'n ghostie. Wat is my ghostie? Is hierdie my ghostie? Daar's een, daar's nog een en dan iemand het teruggesit het en dan ja, ek het 'n ghostie ook gevang. Hy is hier. Maar nou ja, ek dink dit was 'n baie suksesvolle dag by die Valdam. En ek hoop dit wat ek julle gewys het gaan help vir julle. En dan sien ek julle volgende keer.
In my mond. Lekker!